al vir ons lae premies. By King Price kry jy meer as net koninklike diens. Jy kry 'n bekostigbare premie wat by jou begroting pas. Dis karversekering wat vir jou werk. Van die koning van versekering, King Price. Liesel de Lange van Rapport is ons nuuspersoon van die week. Liesel, baie welkom in die ateljee. Ons gaan rustig praat, nie teen 120 km/h sodat jy en David doen nie, hoor. Okay, so Iran domineer gewoonlik nou in die afgelope ruk die nuusblaaie, maar ter plaatse is daar genoeg om ons besig te hou en dan loop die pale spooke ook nou weer. Dit is nou na 'n media-aansoek. So vertel vir ons wat gebeur het. Wat gebeur het is News24 het 'n PAIA-aansoek gebring om die destydse Oopot verslag. Dit is in Oktober 2023 is die verslag afgehandel, maar dit is geklassifiseerd of hoogs geklassifiseerd toe nou verklaar en dit het toe nooit in totaliteit uitgekom nie. Nou die klassifikasie van die verslag is in ek dink Februarie verander, het minister Firoz Kachalia dit aangekondig en toe het News24 die aansoek gebring en hulle het donderdag die verslag toe in die hande gekry. Nou die verslag is nogal, dis opspraakwekkend en ek dink daar sal al hoe meer detail nog uitkom, maar in die verslag word Wally Rode weer betrek as die hoof van die presidensiële beskermingseenheid oor sy betrokkenheid oor beide die ondersoek en die hantering van die verlore geld, as mens dit so kan stel. Maar in hierdie verslag, anders as by die destydse openbare beskermersverslag, trek die president tog nader en daar word gesê dat die president het opdrag gegee vir sekere goed om te gebeur. Dit is nogal 'n belangrike verskil nie, want hier hoor ons nou maar my baas het geweet. So daar's nie die verontskuldiging wat daar voorheen was nie, maar dit is ook regtig onrusbarende goed waarvan hy nou beskuldig word in hierdie gedeklassifiseerde verslag. En dit is ontvoering, dit is dat jy onwettig oor die grens gegaan het, jy het 'n ongemagtigde ondersoek gehad. Jy wil nie sulke goed hoor van 'n senior amptenaar nie. Nee, veral nie een wat met wetstoepassing moet werk en die president moet oppas nie. En kyk, dit gaan ook oor, een van die groot kwessies is, hoekom is die saak nooit by die polisie aangemeld nie? Ek meen, 10 miljoen rand in buitelandse valuta in 'n bank wat verdwyn, dis tog iets wat die polisie behoort te ondersoek. So daar is die groot kwessie. Die kwessie destyds, daar is baie gepraat oor hulle besoek, Rode se besoek sowel as die president se politieke raadgewer, en meneer Chauke, wat saamgegaan het. En wat hulle daar gaan doen het, en daar was ons nou ook verskeie ontkennings dat dit enigiets met die ondersoek te doen gehad het, maar die tydsberekening is 'n bietjie aardig, want dit was 9 dae na die rooftog. Ja. So wat is nou volgende, want ons weet daar is nou 'n konstitusionele hofuitspraak wat hulle gesê het hierdie week afgehandel gaan word. Wat kan ons verwag? Gaan 'n bietjie meer energie weer kom in oppositiepartye om hierdie saak weer die lig te laat sien? Beslis. Action SA het klaar gereageer. Hulle het ook intussen die verslag in die hande gekry. Hulle het hulle eie roetes gevolg om die Oopot verslag te kry. Maar dan is daar ook die konstitusionele hofuitspraak. Dit het te maak met die destydse besluit van die parlement om na 'n ondersoek daar nie die president in 'n staat van beskuldiging te plaas nie. Toe die EFF en die ATM het hof toe gegaan, Konsthof toe gegaan om die besluit te probeer omkeer. En dis die uitspraak waarvoor ons nou wag. Julle gaan ons op hoogte hou, ons maar wag en sien wat daar gebeur. Dan nog warm nuus is die wetsontwerp op vletjieblassers. Dit is nou nogal 'n positiewe ding, nie? Die twee goed wat vir my uitstaan, jy kan nou 15 jaar tronkstraf kry as jy die details van 'n vletjieblaser bekend maak. En die persone kan ook nou aansoek doen vir finansiële ondersteuning. Dit is nogal merkwaardig. Dit is definitief merkwaardig. Kyk, die verslag kom die voorgestelde wetsontwerp kom is deel van die aanbevelings van die Zondo-verslag. Ja. En ons weet, ek bedoel, een van die bekendste gevalle is Babita Dekoran wat vermoor is nadat sy enorme hoeveelheid bedrog rigbaar gemaak het by die Tembisa Hospitaal. En ons het geweldig baie stories van vletjieblassers wat hulle werk verloor, behalwe die wat hulle lewens verloor, wat hulle werk verloor, wat hulle inkomste verloor, wat basies gemarginaliseer word. So hierdie wet sal dit help om dit teen te werk en natuurlik dan nou die feit dat mense kan geld kry. Ja, ek moet tog vir jou vra, en dit is nou maar die sien, dis in my, dit is nou alles wonderlik en is baie positief, maar hierdie wetsontwerp, dit maak staat daarop dat ander strukture hulle werk doen. Die nasionale vervolgingsgesag moet byvoorbeeld binne 1 jaar moet hulle ondersoek doen, hulle moet dit afhandel en dan moet hulle 'n aanbeveling maak. En ons weet mos nou maar hoe werk dit met implementering. So moet ons regtig so positief wees. Kom ons wees maar positief oor dit wat op papier kom, maar jy maak die punt en is baie belangrik dat ongelukkig ons het dikwels baie goeie wetgewing en baie goeie bedoelings, maar omdat baie van ons staatsinstellings nie behoorlik funksioneer nie, val dit weg.
Nou goed, in die 1 minuut wat ons oor het, wat maak Lesofie dan nou daar? As hy die EFF en dan nou nog, lyk dit my, die MK nog verder wil intrek in die provinsiale regering in Gauteng. Speel hy vir oorlewing, wat gaan aan? Kyk, dit is nou tipies, weet die omstredenheid van Lesofie, hy het nou weer baie wenkbrauwe laat lig. Wat gebeur het is, hy het gesit met 'n minderheidsregering, hy het besef hy gaan sukkel om die Gautengse begroting deur te kry, want die EFF was vies omdat hulle gemarginaliseer is in die Ekurhuleni. So toe gaan stel hy, die nuwe LER vir finansies was voorheen die hoof van finansies in Ekurhuleni. En iemand wat die baie goed gedoen het daar nie. Hy is in die pad gesteek omdat hy sy werk so swak gedoen het. So nou beloon, weet het Lesofie hom ingebring om die EFF aan sy kant te kry. Maar die probleem is, ons weet dat daar's verskriklike slegte dienslewering in die provinsie. So dit gaan hom dalk nog byt as hy nie die regte mense aanstel om daai reg te stel vir die volgende verkiesing. Weereens gaan ons op julle staat maak om ons op hoogte van daai verwikkelinge te hou. Liesel de Lange, baie dankie dat jy vandag by ons kom kuier het in die ateljee. Het was lekker.